Goeiedag broers en susters, ons groet julle in die naam van die Here Jesus Christus en dankie weer eens dat ons die geleentheid het om vir julle die daaglikse brood van die dag voor te bring. Vandag het ek weer eens net 'n baie klein gedagtetjie wat ek net met jou wil deel voordat jy werk toe ry, voordat jy skool toe gaan, voordat jy universiteit toe gaan, wat ook al jy jouself in bevind. En my gebed is dat die Here jou net ryklik sal seën met hierdie klein gedagtetjie. So my skriflesing vandag is uit Jesaja hoofstuk 49, vers 14, en my klein, as ek dit 'n klein titel kan noem vir vandag is, die Here sê jou nooit verlaat nie. Baie kere gaan ons deur sekere tye in ons lewens en ons voel dat die Here verlaat ons of hy het van ons vergeet, maar hierdie daaglikse brood is hier vandag om jou te herinner dat die Here het jou nog nooit verlaat nie en het ook nog nooit van jou vergeet nie. En ek sal hou daarvan om jou dit te bewys in die skrif. So weer eens, hoofstuk 49, vers 14 van die boek van Jesaja sê, maar Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. So hier maak die Here 'n belofte aan elkeen van ons, dat hy sal ons nie vergeet nie. Maar hoor hoe mooi is hierdie gedeelte. Hy sê, kyk, ek het jou in die handpalm gegrafeer. Jou mure is gedurig voor my. Ek dink dit is een van die mooiste skrifte wat in die Bybel is, vir die Here om vir ons te sê, kyk, jy mag dalk deur dale gaan en jy mag dalk op berge wees, maar hier is een ding wat verseker is, jou naam is gegrafeer in die palms van my hand. En jou mure, met ander woorde, die dinge wat jy deurgaan op die dag tot dag basis, die dinge wat jy die moeilikste vind, die dinge wat jy vind wat jy net nie in jou lewe kan oorkom nie. Miskien is dit iets groots wat voor jou staan. Miskien is dit iets kleins wat voor jou staan. Maar hier's een ding, jou mure is altyd voor my. Hier sê hy, jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek. Slaan jou oë rondom op en kyk, hulle almal kom bymekaar. Hulle kom na jou toe, so waar as ek leef, spreek die Here. Sekerlik sal jy hulle almal aansit, soos 'n versiersel, hulle ombind, soos 'n bruid. So dit maak nie saak, selfs al kom daai wat jou wil verwoes, en daai wat teen jou staan, en daai wat, die skrif sê, onthou net, jou naam is in die palm van my hand. Ek het jou altyd, jou mure is altyd voor my. En selfs al kom jou verwoesters en die wat teen jou opstaan en die wat miskien jou seer maak of die wat jou teleurgestel het of die wat jy regtig probeer bevriend het en tog het hulle rug op jou gedraai. Dit maak nie saak nie. Die skrif sê, ek is die Here jou God. Jou naam is op my palm van my hand. Daai selfde palm, broers en susters, wat die Romeinse soldate 'n spyker deurgeslaan het. Daai selfde hand het jou naam opgehaal. So wie kan tog enigiets teen ons sê? Wie kan enigiets teen jou sê vandag? Wanneer God self in sy woord sê dat jou naam, wanneer jy hom aanvaar het en wanneer jy na hom toe gedraai het, daai selfde naam is op die palm van sy hand. Die wat jou probeer verwoes, gaan jy kan by jou hê, gaan jy kan versier, soos 'n bruid versier word vir haar bruidegom. So vandag wil ek net vir jou sê, seun en dogter van God, jou naam is in sy palm geskryf, en sy mure is altyd voor hom. Maak nie saak wat dit is wat jy deurgaan nie, God weet presies wat dit is wat jy deurgaan, en hoekom dit nodig is vir ons om hom te loof en te prys, wanneer ons bo op die berg staan, of wanneer ons onder in die vallei staan. Mag die Here jou ryklik seën vir die dag, en mag jy nie een keer vandag vergeet, dat jou naam is op sy palm gegrafeer nie. Mag die Here jou ryklik seën. Baie dankie.